Jy is nog op die regte plek hier by Goeiemôre, Good Morning. En voordat ons nou vandag se oggendgeselsies en praatjies verder voortsit, wil ek jou net herinner, onthou skandeer die QR-kode daaronder op die skerm, gesels saam, stuur vir ons 'n WhatsApp en dan gaan maak jy ook sommer 'n draai op die sosiale media platforms en like ons oral, volg ons oral en doen al die nodige dinge. Dan kollegas, wil ek gou vir julle ietsie vra. Is enige van julle al deur 'n aanlyn slenter gevang of jy ook daar by die huis? Nou wonder ek, praat julle met julle kinders oor hierdie tipe van slenters, veral vakansietye en so. Ja, weet ons mos die jong mense is baie meer op die skermpies en goeters voor jou. En ek meen, ek is al gevang deur 'n ou wat byvoorbeeld sê, ja, ek het nou hierdie fantastiese mooi sitkamer stel of iets, maar betaal gou R1000 oor en nou hoor jy niks weet van die ou nie. Enige van julle al daarvoor geval? Nee, dit het nou touchwood nog nooit met my gebeur nie. Nee. Thys? Nee. Maar jy lieg man, ek sien dit in jou oog. Okay, luister gou hier. Thys, wil jy hom antwoord? Nee, daar's mense wat kyk, wat jou ken. Meer as 95% van Suid-Afrikaanse kinders gebruik die internet gereeld, maar meer as die helfte word nie regtig geleer van aanlyn slenters en daai tipe goed nie. Volgens Leon Jacobs van RCS moet ouers kinders leer om aanlyn bedrog raak te kan sien. En hoe leer mense dit? Dis nogal 'n interessante ding met as hulle ons vang. Ja, As hulle vir tuis vang, dan moet jy weet, daar's net, ek dink daar's soveel gedagte wat in dit ingaan van die misdadigers. En kuberkrakers hulle is ongelooflik slie. Hulle werk op die mees ongelooflike maniere. Wat het met jou gebeur? Nee, kyk, ek is al fisies gebruik. Jy weet, waar hulle van my mediafoto's af gaan laai het. Jy weet, soos in my professionele hoedanigheid. En dan my maatskappynaam selfs gebruik, jy weet, om van hierdie skemas te bevorder. Jy weet, en waar ons dit moes gestop het, en jy weet, ons moes 'n klomp dinge gedoen het, en dit en dat, jy weet, omdat 'n ou daai konnotasie het met geld, jy weet, so met ander woorde, en is hierdie ouens slim genoeg om dit selfs te doen, maar baie eenvoudig is, ou moet maar altyd gaan kyk, jy weet, so, as daar so iets is wat te goed om waar te wees, of iets wat daar is, gaan na webtuistes toe, gaan kyk, praat met iemand daaroor, ja. Ons is terug by Jennifer Lopez. Ja. As dit ware tot Ja, ek sê mos ek het nie eens royalties gekry nie. Kinders is net soveel meer onvolwasse nog op daai stadium om dit raak te sien en dan die Engelse woord is lekker, gullible. Ja, gullible. Daar's mense wat net doeteenvoudig gullible is en ook ouer mense is dit nie waar nie. Dis waar. Is nie net die kinders en so wat gevang word. Ja. Ouer mense word ook veral wanneer dit by geld kom. Het jy al soveel keer gehoor veral in jou bedryf ook tuis van mense wat soveel duisende rande verloor het. Hulle nou gedink het nie hulle Maar jy het net soveel neefies in Ierland wat nog kan doodgaan. Jy weet, dan is dit heeltemal klaar. Ek dink wat jy sê nou oor die ouer mense, maar ek dink wat met die ouer mense gebeur. En ek het 'n pel gehad wie se skoonma, sy het haar man is oorlede en sy is vir jare baie eensaam gewees. So sy was gevang deur een van daai those like love bombing kind of scams where it was just immediately Facebook, oh I've seen your profile, I'm a pilot from Germany en al daai tipe goed and we're going to build a house together in Hermanus. Sy is op 'n stadium R450,000 verloor. Ek kan dit nie glo. Jy sien daar weer eens, jou woord was so goed, gullible. Ja. En dis mense wat oop is daarvoor, wat nie mooi oopkop dink oor sulke goeters nie. So 2 jaar terug het iemand my verskriklik beledig op my WhatsApp bladsy. Op die lug in uit 'n hele lot regtig. Toe ek daarna kyk, toe dog ek weet nie, my radar sê iets is nie lekker nie en dit sê en toe antwoord ek nie. Toe kom ons agter dit is hy dit met almal gedoen op die vorige program waar ek op was. Ja. True. Wel, om dit terug te bring by die storie ook, ek wil graag by julle hoor, is julle bekommerd oor, jy weet, met wie julle kinders op die internet kommunikeer miskien? Ons is as ouers, ek en Chris, baie streng oor wat die kinders na toegang het. So daar is nie YouTube op hulle iPads nie, hulle het nie selfone nie, hulle het nie en dit is net ons manier om hulle te beskerm. Of ons nou uber streng is of te streng is, that it remains to be seen when they grow up and they're going to be fine. But I don't think that at this stage it is overly protective, no. Maar ek dink jy sou ook gaan kyk, om daar met jou kinders te gaan sit en dalk met hulle te bespreek, maar daar gaan 'n sekere ouderdom kom wat jy hulle wel gaan toelaat. Jy weet, maar om hulle dan daai kundigheid te gee, maar luister, bespreek die volgende met my as jy dit agterkom. Of is hierdie goeie se ongemaklik maak of is daai ongemaklik maak. En ek wil saam met jou stem, maar ja, daar gaan 'n sekere ouderdom kom. Matthys, op daai punt wat jy nou maak, wat dink jy is die ouderdom?
Ja, ek dink dis interessant. En ja, nou gooi jy my onder die bus. Jammer, onder die nee, bus, maar dis 'n moeilike een. Ek dink sekere goeder, sekere tyd. Jy weet, so met ander woorde, ek het 'n 11-jarige byvoorbeeld en ek het 'n 15-jarige. My 11-jarige het baie meer, minder, jy weet, as wat my 15-jarige toegang toe het. En ek dink ja, dis maar weer eens daai moderne ouerskap, jy weet wat word en wat word nie toegelaat nie, waar my 4-jarige het weer niks van dit nie. Dit hang af van die kind se volwassenheid daarbey saam. Net vlugtig, ek weet ons het nie baie tyd nie, maar so 'n jaar terug het 'n Amerikaner by ons kom praat, hy het 'n boek geskryf en as ek my reg onthou was die boek se naam Visual Cocaine. Die probleem is jy kan aan die ding verslaaf raak, ongelukkig. Jy kan en kinders vinniger want die brein is nie heeltemal ontwikkel nie. Daar's een van ons grootste probleme wat dit aanbetref. Hulle het al hierdie mooi goedjies wat hulle inkleer, maar daar diep onder is 'n ietsie wat later uitkom en hulle dalk Ongelukkig enige ding wat 'n slawerny laat veroorsaak is van te veel van 'n goeie ding word dit 'n slegter ding. Want in die begin is dit afhanklik, is dit 'n lekker ding, is oulike skiet en dit hou my besig en ek kom met 'n klompie dinge aan die gang raak. Tot jy later aan sê ek maar nou het ek niks meer vir my kind nie. Ek het 'n voorstel. Tuis, Ras, ons het almal kinders by die huis sit. Kom ons kyk wat gebeur as ons vir hulle sê, alright, geen tegnologie vir die volgende week nie. And in yourself, maar ons almal met ons selfoones. Kom ons kyk hoe gaan die lewe dan aan. Ek sê myne sommer nou vir jou gee. Nou, met moeilike, die kom moeilike. Ek dink is ook 'n ander gesprek wat ons moet hê oor wanneer om jou kind 'n selfoon te kry. Dis nogal iets wat baie interessant is. Onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. Net hierna gesels ons met 'n organisasie wie hawelose mense toerus met die nodige vaardighede om self hulle lewens te verander. Maak seker jy bly ingeskakel. Goeiemôre Good Morning.